nag van visvang. Ons lees Johannes 21 vers 1 tot 14. Petrus sug swaar. Hy's verveeld. Vir 3 jaar het hy en die ander manne dag vir dag saam met Jesus deurgebring. Hulle het gewoond geraak aan harde werk en van skare beheer, mense organiseer, sodat elkeen van die duisende hoopvolles by die meester kon uitkom. Maar skielik is die meester nou nie meer daar nie. 'n Paar weke het nou al verbygegaan vandat hulle laas vir Jesus gesien het en hulle weet nie wat om met hulle self aan te vang nie. Petrus sug weer baie swaar. Ek gaan visvang. Thomas is dadelik opgewonde. Ek gaan saam. Ja, hy is die een wat gesê het dat hy nooit in der ewigheid sou glo dat Jesus waarlik leef nie. Maar toe hy die dag vir Jesus voor hom sien staan in lewende lywe, toe verkrummel hy. My Here en my God, het hy uitgeroep en voor Jesus in aanbidding neergeval. Nathanael, Jakobus, Johannes en nog 2 manne is saam met Petrus en dadelik spring hulle ook op om saam te gaan. Nou is almal met jou, o maat, jubel hulle, te bly om iets te kry om te doen. En so huppel die groepie manne af strand toe, terwyl die dag sy laaste asem uitblaas. In die laaste strale van die son kry hulle haastig die nette reg en wanneer die skemering soos 'n kombers oor hulle toevou, roei hulle oor die eerste brandertjies. 'n Entjie van die strand af besluit Petrus dat hierdie nou 'n goeie plek is om nette uit te gooi. Hy ken mos hierdie see soos die palm van sy hand en hy weet presies waar die regte plekke is om die blinklei-wolk te slaan. Maar na 'n volle uur se netsleep is daar nog nie 'n enkele glinsteringkie van 'n vis wanneer hulle die net en die skuit bymekaar maak nie. Petrus is bitter teleurgesteld. Hy verstaan dit glad nie, soos gewoonlik natuurlik. Hy is mos die groot visserman. Wat het dan nou skeef geloop? Ek ken 'n baie goeie plek, kondig Jakobus aan. Ek en Johannes het daar al sakke vol vis uitgetrek. En so roei hulle na die 2 broers se gunsteling visvangplek en begin van voor af om die net in 'n groot halfmaan uit te gooi oor die rand van die skuit. 'n Uur later word die net vol groot verwagting weer in die skuit bymekaar gemaak. Maar al wat in die net is verwagting. Nie eers 'n ou sardientjie van 'n dag oud nie. Radeloos gooi Petrus sy hande in die lug. Kom ons gaan probeer daar oorkant, en hy beduie en strand af. Daar het ek nog darm altyd 'n paar visse gekry. En so roei die manne na waar Petrus beduie en gooi die nette in. Hulle roei in 'n halfmaan en trek weer die nette in. Maar weer eens is daar niks. Wanneer die dag uiteindelik rooi beginne breek, roei die moedelose manne strand toe sonder 'n enkele ou visie in hulle skuit. Nog nooit het Petrus in al sy jare van visvang so 'n troostelose vangs belewe nie.
Wanneer hulle naby die strand kom, staan daar iemand wat vir hulle wyf. Het julle iets gevang om te eet? Skree die persoon daar van ver af. Nee, niks, antwoord Petrus moedeloos. Gooi die net aan die ander kant van die skuit, skree die man vir hulle terug. Wat weet hierdie man van visvang af, brom Petrus. Dink hy miskien dit sal help? Wel, ek het nuus vir hom. Petrus, dink jy nie ons moet maar probeer nie? Wat kan ons verloor, man? Ja, goed dan. En hy gryp die net en begin dit onwillig aan die ander kant van die skuit uitgooi. Skaars begin hulle die net intrek of Petrus sien die woeling in die water. Dit wriemel en kook soos honderde visse spook om uit die greep van die net te kom. Petrus se oë rek groot. En dan besef hy skielik dat daardie vreemdeling op die strand niemand anders is nie as die meester. Dis die Here, bevestig Johannes sy vermoede. Petrus gryp sy hemp en trek dit haastig aan. Dan los hy die ander net so en spring in die see en swem die 100 meter land toe om by sy meester te kom. Wanneer die ander mense met 'n groot gesukkel hulle swaar vrag op die strand uitsleep, brand daar al reeds 'n vuurtjie om 'n vars vis te braai vir ontbyt. 153 groot visse word uit die net gehaal. Vissers van mense, dink Petrus, terwyl hy knus langs sy geliefde meester sit. Vissers van mense. Van nou af sal ek liewer die visvang vir ander los en 'n visser van mense word, soos wat die meester vir my gesê het. Ek en jy is ook vissermanne en vroue natuurlik. Petrus se verhaal leer ons egter 'n baie kosbare les. Waarom is dit dat ons beste evangelisasie pogings dikwels 'n totale mislukking is? Al ons beplanning en al ons harde werk lewer dikwels absoluut niks op nie. Petrus moes op die harde manier leer dat hy op sy eie stoom nêrens kon kom nie. Die oomblik toe die Here bykom, was daar sukses. Die Heilige Gees gee ons al die toerusting wat ons nodig het vir sukses in ons mense visvangs. Kom ons bid. Here, dankie dat ek ook 'n visser van mense kan wees. Leer my asseblief om altyd totaal van U afhanklik te wees. Amen.